Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 89, uit dankbaarheid tot sy lof. Die eerste vers sê, van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. En dan ook die derde vers, die eerste en die derde vers, die hemel loof, o Heer, u wonderbare mag, en die engele prys u trou en waarheid dag en nag. Psalm 89 verse 1 en 3 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, hy is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met verootmoediging na die eise van die heilige God
in wie se teenwoordigheid ons hier versamel is. In Eksodus 20 staan daar, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. En dan die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die 10de gebod is, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord die Here op sy wet, deur te sing Psalm 89, en hierdie keer die 6de vers. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, die volk wat wandel in die lig wat van u afstraal voort. Psalm 89 vers 6, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is weer vanoggend besonder getref deur u goedertierenheid. 'n Goedheid wat oor geslagte heen kom en waarin daar geen einde is nie. 'n Goedheid wat tier tot in ewigheid. Ons is vanoggend weer getref deur dit wat
u majesteit en u heerlikheid en u koningskap betref, dat u in u wonderlike alwysheid en deur u raadsplan beskik het dat daar vanoggend hier 'n erediens sal wees, maar nie net hier nie, die wêreld oor, om u naam en die naam van u seun Jesus Christus te loof en te prys. Want hy is waardig, ons Here Jesus Christus, hy is waardig om geloof en geprys te word. Hy is die een wat aan al u geregtigheid voldoen het. Hy is die een wat in volkome onskuld voor u kan staan en ons verteenwoordig. Hy is die een wat in sy wonderlike liefde en genade ons nie aan ons lot oorgelaat het nie, maar ons innig jammer gekry het en hier op hierdie aarde ons kom verteenwoordig het. Hy is ons middelaar en ons aanbid hom soos ons die Vader en die Heilige Gees ook aanbid. Ons bid dan in sy heilige naam dat die Heilige Gees kragtig nou in ons midde sal werk, dat ons inderdaad salig sal wees as die volk wat luister na u woord. Ons bid dat daardie woord vir ons helderheid sal bring, ook rondom ons omstandighede hier op aarde, hier in hierdie land in besonder. Ons bid Hemelse Vader dat daardie woord vir ons wysheid sal gee. En dan ook weer eens ons oë sal rig op die een wat die owerste is van al die konings op die aarde, ons Here Jesus Christus. Ons bid dit in sy heilige naam, deur wie ons dan ook vergifnis van ons sondes het. Amen. 2 skrifgedeeltes, beide uit die Ou Testament uit. En die een kom uit die boek Deuteronomium uit, Deuteronomium 17, en Deuteronomium 17 gee Moses sekere aanduidings wat die volk moet volg ten opsigte van die koning wat oor hulle moet regeer. Ons lees daar in Deuteronomium 17 vers 14, as jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, en dit in besit neem, en daarin woon, en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is. Dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel, wat die Here jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie. Hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wet, wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees. En hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng van sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. En dan lees ons nou wat in die praktyk gebeur het in 1 Samuel 8, dit is die tyd van die rigters, en daar lees ons vanaf die eerste vers. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eersgeborene was Joel, en die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba.
Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Dis al die werke wat hulle gedoen het, van die dag af toe ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle, jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring aan die volk wat die koning van hom gevra het. En hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seuns sal hy neem en hulle vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uithardloop, om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, en om sy land te ploeg, en om sy oes in te samel, en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem as salfmengsters, en as kooksters en as baksters. En vir julle lande en julle wingerde en julle olyfbode sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. En julle slawe en slavinne en julle beste jongmanne en julle eestels sal hy neem en vir sy werk gebruik. En van julle kleinvee sal hy tiendes neem en self sal julle sy slawe wees. En in die dag sal julle roep vanweë jul koning wat julle verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorloë voer. En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en dit voor die ore van die Here uitgespreek. Toe sê die Here vir Samuel, luister na hulle en stel 'n koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan heen, elkeen na sy stad. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons antwoord nou daarop deur weer saam te sing Psalm 89 en hierdie keer die 7de vers. U tog, u sal roem, hul sieraad en hul pragt, wat hul beklee met sterkte en onoorwinbare mag. Die 7de vers van Psalm 89.
1 Samuel 8 vers 5 gee die volk vir Samuel 'n opdrag, stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig, soos by al die nasies. Liefdes, maak nie saak watter regeringsvorm die volke en die nasies vir hulle self kies nie, hulle sal altyd met 'n koning eindig. Al noem hulle hom of haar president of eerste minister of majesteit of hoogedele of opperste bevelvoerder of partyleier of wat ook al, die mens sal altyd met 'n tipe koning eindig. Uiteindelik soek die nasies 'n koning, want die nasies, of hulle dit nou wil erken of nie, hulle soek die sterk man. Al het hulle die mees ontwikkelde grondwet of die mees demokratiese stelsel met soveel wigte en teenwigte, die nasies wil tog maar hê dat een persoon die verantwoordelikheid moet dra. En veral as daar 'n krisis is, dan soek hulle 'n koning wat hulle kan rig en voor hulle uit kan trek om hulle oorloë te voer. Maar daar is nog 'n rede, ook al is daar nie 'n krisis nie, hou die mensdom vas aan die monargie, selfs al het hulle nie hulle eie konings nie. Soos die gode op die berg Olympus die antieke Grieke se aandag vasgehou het, so bly die doen en late van die mense gode op die hoë gestoeltes 'n bron van bekoring vir ons, en dit kikker ons eie saai lewens op. Ons wat hier op die grondvlak, op die slaggatpaaie ry, word geboei deur die ikone van die wêreld. Hulle wat hulle eie private stralers en seiljagte het, onder andere Prins Harry en Meghan en Prinses Diana se haar spook loop nou nog vandag saam by ons. En ons kan nie uitgepraat en uitgekyk raak aan al hulle manewales en al hulle uitlatings nie. Dit bly 'n bron van bekoring. Soveel van ons mense dink vandag egter nog steeds dat die Britse Koningshuis is die wonderlikste instelling wat daar is. Dis nou natuurlik naas rugby en braaivleis. Nou in ons skrifgedeelte was die volk Israel, hulle was weer eens in 'n krisis. Vir al die jare wat hulle deur rigters regeer was, die rigters het gekom en gegaan en hulle het dikwels die vyand verslaan, maar ons weet nou al en ons het soveel keer gelees al, as 'n mens die boeke Rigters en Samuel lees, in daardie tyd het elkeen maar gedoen wat goed was in sy eie oë. Daar was geen koning in die land nie, staan daar. Daar was geen standvastigheid nie. En oral rondom hulle was daar nog steeds vyande. Na die weste was dit die Filistyne, die Ammoniete na die ooste. En daar was oorloë wat gevoer moes word. En Samuel self, hy was oud en oor die muur, en sy 2 seuns, wat deur Samuel self aangestel was, hulle was hopeloos. Net soos in die geval van die priester Eli, het die seuns nie in die weë van hulle pa gewandel nie. Hulle was korrupte en bedorwe brokkies, sonder enige leierspotensiaal. En toe kom die oudstes van Israel by mekaar, hulle gaan na Samuel toe en hulle sê vir hom, kyk, hy is oud. En die seuns, hulle wandel nie in die weë nie, stel nou 'n koning vir ons aan, om ons te rig, soos by al die nasies. Nou in sigself was dit verstaanbaar, so Samuel kon nie self meer aangaan nie, en sy seuns kon hom tog nie opvolg nie. Maar tog neem Samuel aanstoot hieroor. Die oudstes se woord was verkeerd in die oë van Samuel. Miskien omdat hierdie versoek hom en sy seuns in die gesig gevat het, dit word nie vir ons gesê nie. Maar hoe dit ook al sy, Samuel was van kindsbeen af, was hy 'n man van God, en ook hier rig hy hom tot die Here. Samuel het tot die Here gebid, so het ons gelees. En die Here sê vir Samuel, dat hy ook 'n probleem het met hierdie versoek. Ons verneem dat in die Here se oë die oudste se woord verkeerd was. Nou hoekom nie, sal 'n mens vra? Het ons nie in Deuteronomium 17 gelees dat die Here die volk
toestemming gegee het om 'n koning aan te stel nie. As die volk kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, en die volk sê dan, ons wil 'n koning oor ons aanstel, soos al die nasies wat rondom ons is, dan moet julle sekerlik 'n koning oor hulle aanstel. Dis wat ons gelees het. Trouwens, die mees sentrale belofte van die Ou Testament is aangaande 'n koning. Ons vind dit in 2 Samuel 7, waar die Here vir Dawid sê, ek sal jou nakomeling laat optree en sy koningskap bevestig. En ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Nou wat is dan verkeerd met die volk se versoek? Die probleem lê by die soort koning wat hulle wil hê. Daar moet 'n koning oor ons wees, dat dit ook kan wees soos by al die nasies. Dit word 2 keer herhaal, meer spesifiek in vers 20. Die koning moet voor hulle uittrek en hulle oorlog vir hulle voer. Nou dit was wat die heiden koning veronderstel was om te doen. Hulle moes verantwoordelikheid aanvaar. Maar lees ons verder in Deuteronomium 17, dan leer ons hoe daardie koning moes optree. Hy moes nie soos 'n Egiptiese koning wees nie, want die Egiptiese konings het hulle self as onsterflik gesien. Hulle was self gode. En daarom kan 'n mens tot vandag nog hulle magnifieke graftombes daar langs die Nyl sien, daardie piramides. En saam met hulle binne in die piramides het hulle destyds hulle silwer en hulle goud begrawe en hulle pragtige perde en selfs hulle vroue is ook daar begrawe, doodgemaak en langs die koning begrawe. 'n Mens kan mos nie verwag dat die farao sy reis na die ewigheid sonder geselskap moet aanpak nie. Die heidene konings neem van die volk en dan neem hulle nog meer, tot in hulle graf neem hulle nog steeds. En hier in ons skrifgedeelte waar Samuel vir die volk die gevolge van die koningverkiesing skets, dan is dit een en dieselfde waarskuwing wat oor en oor opduik. Hierdie koning gaan neem. Hy gaan die volk se seuns neem, hulle dogters, hulle lande, hulle olyfbore, hulle slawe, hulle esels, en 'n tiende daarby, 'n tiende van dit in belasting hier en belasting daar. Wat hulle desondanks nog kan produseer, gaan die koning ook van neem. Hy gaan neem en hy gaan dit aan sy kornuite uitdeel, aan sy familie, sy vriende, sy loyale, sy gabbas gaan daaruit voordeel trek, hulle en die ander kripvreters. En die geld en die mannekrag gaan vermors word op persoonlike voordeel en vertoon. Jy gaan betaal vir die Madiba begrafnisse, jy gaan betaal dat die ministers die wêreldbeker sokker kan bywoon, jy gaan deur julle nek vir die blou lig brigades betaal. Ons lees hier van die koning se pragtige wa en perde, die koning se luukse paleislewe, die selfmengsters en die paleisvroue om hulle lekker te laat ruik, die kooksters en die baksters wat net die beste maaltye voorberei. Die Samuel sê vir die volk, julle gaan betaal vir die kanlas met die swembaddens. En by die koning gaan die dollars so baie wees, hulle gaan sommer by sy rusbank uitpeel. Nie weet wat, geliefdes. Die volk hoor wat die Here sê, maar hulle dring nog steeds aan, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees. Soos daar 'n koning by die nasies is. Ons weet die hele stelsel is vrot en korrup, maar ons sal maar weer vir hulle stem. Ons gaan weer vir hulle stem, ons wil 'n koning hê. Tot op die dag dat die mense dit nie meer kan vat nie, en dan sal hulle na die Here roep, en die dag sal julle roep vanweë julle koning wat julle vir julle verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. Ons keer weer terug na Deuteronomium 17, hoe moet die volk se koning wees? Wel, die Israelse koning, het ons nou gelees, mag nie 'n trotse perdekoning wees nie. Israelse koning mag homself nie verryk nie. Israelse koning moet 'n een-vrou koning wees, want hoe meer vroue daar is, hoe makliker kan jou hart van die Here afwyk.
En dat die koning se hart by die Here is, dit sal duidelik wees uit die boeke wat hy lees. Lees hy die Bybel, is dit die Here se wet wat hom sal rig, dan sal die volk op die Here se pad bly. Dan sal dit nie wees soos die konings van die nasies nie, want hulle sê, my way or the highway. Dis mos wat ons koning sê, jy maak soos ek sê, of jy klap 'n toon, vat die pad, maak dat jy wegkom. As ons Israel se geskiedenis ken, as Israel sy eie geskiedenis ken, as hulle die Bybel lees, as die leiers wat hulle het, hulle Bybel lees, dan moet ons mos weet wie die eintlike koning is. Dis die Here wat hulle uit Egipte land laat optrek het, soos ons gelees het. Hy is die ware koning. Hy is die koning wat red. Hy is die koning wat hulle uit die slawehuis uitgelei het. Hy is die koning wat vir hulle die pad aangedui het met 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom snags. Het hy hulle op daai woestynpad gelei. Hy is die Here wat hulle met kwartels en manna gevoed het en vir hulle water uit die rots laat voorkom het. Hy is die Here wat die volk se oorloë vir hulle veg. Hy is die Here wat Farao en sy manne in die Rooi See laat verdrink het. Onthou jy nog Moses se woorde in Eksodus 14, toe daar die bang en verboureerde volk daar by die see gestaan het, toe die vyand se strydwaans op hulle afgekom het, toe hulle daar vasgedruk was, kan jy nog onthou wat Moses vir hulle gesê het? Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die ware koning, die Here van die leerskare sal vir julle stry. Hy sal voor julle uittrek en hy sal julle oorloë vir julle voer. Maar dis nie die koning wat Israel wou hê nie. Hulle het jou nie verwerp nie, Samuel, maar hulle het die Here verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Van die dag af dat hy hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, het hulle hom verlaat en ander gode gedien. Gode uit God se skepping, gode wat hulle self gemaak het, mense gode, mense ikone. En nou, broeders en susters, kan ons maar stil staan by elkeen van die konings wat Israel gehad het, en ons kan hulle tel, en ons kan ook tel hoe ryk hulle was en hoeveel vroue hulle gehad het, en bereken hoe hulle die volk uitgebuit het, en lees dat dit wat hulle gedoen het, verkeerd in die oë van die Here was, maar ek dink jy weet dit al. Maar daar was net een koning wat werklik onselfsugtig gedien het. Net een koning wat bereid was om nie op 'n perd te ry nie, maar op 'n donkie. Net een koning wat bereid was om sy volgelinge se voete te was. Net een koning wat getrou gebly het aan die Bybel, getrou gebly het tot die laaste jota aan titel, net een wat bereid was om dit af te wys, toe die duiwel hom al die koninkryke van die wêreld gewys het, al die koninkryke en hulle heerlikheid, en dit vir hom aangebied het. Net een koning wat getrou was aan een vrou alleen, en wat bereid was om vir daardie vrou te sterf, sy bruidskerk, die bruidskerk wat vandag hier voor my sit. Daar was net een nakomeling wat tot in ewigheid sal regeer, soos ons in 2 Samuel 7 gelees het. En hy rig sy onderdane en hy trek voor ons uit om ons oorloë te voer, net soos hy duisende jare gelede in Egipte gedoen het. En nou waar laat dit ons vandag? Ons wat hier saam met die wêreld in hierdie rigterlose en rigtinglose wêreld ronddryf, en waar daar na elke stukkie verbygaande dryfhout gegryp word na elkeen wat homself of haarself aanbied om koning te wees. Kom ons gaan 'n bietjie terug in die geskiedenis. Kom ons gaan terug na daardie dag toe die Here van die leerskare sy volk Israel by die berg in die woestyn ontmoet het. En wat het hy vir hulle gesê? Julle sal anders wees.
Julle sal nie wees soos die nasies nie. Julle sal self konings wees. Julle sal vir my konings en priesters wees. Dis die koningskap wat ons groote koning vir ons verwerf het. Waarom word jy 'n Christen genoem? So vra ons katekismes, ons het verlede week daaroor gepreek. En een van die redes is dat ek as koning in hierdie lewe teen die sonde en teen die duiwel sal stry. En dat ek eendag met Christus, met daardie ewige koning tot in ewigheid oor alle skepsels sal regeer. Hoe kan ons hierdie wêreld help? Hoe kan ons iets vir hierdie koningbehepte wêreld doen? Eerstens, deur self konings te wees, deur self te regeer, deur self oor onsself te regeer, deur self ons eie gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En laat ons self verantwoordelikheid aanvaar, laat ons begin regeer, nie net oor onsself nie, maar oor ons eie huis, as huisvaders en huismoeders, en as ouderlinge, en as die Here ons so roep, as leiers in die gemeenskap. En dan ten slotte, geliefdes, kom ons stel aan hierdie leierlose wêreld, kom ons stel hulle voor aan die ware koning, die een ware koning. Amen. Kom laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, ons bely dat ons al sedert Adam se tyd verantwoordelikheid wil ontduik. Dat ons sedert Adam se tyd verantwoordelikheid wil afgee en oorgee aan ander. Ons bely dat ons so maklik in die weë van die nasies kan verval. So maklik betower kan word deur dit wat in die wêreld van ons voorgehou het, belangrike mense, mooi mense, hooggeplaastes, baie belangrike persone. Ons bid dat ons die een belangrike persoon in ons lewe sal koester en hom alleen as ons ewige koning sal erken en dien en volg. Ons dankie vir dit wat hy vir ons beloof het en dit wat hy vir ons bewerk het. 'n Ewige koningskap saam met hom tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 146, sing die 2de en die 3de vers. Moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind, en op die mens jou hoop nie bou nie. En dan ook die 3de vers, salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. Verse 2 en 3 van Psalm 146. Ontvang nou die seën van die Here,
En gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.